Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Die van julle wat al 'n paar van my gedagtes na geluister het en sal weet, ek lê baie klem daarop dat profesie, een van die sleutels wat profesie oopsluit, is die woorde van Salomo in die boek van Prediker 1. Ons lees daar vers 9. Wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk hier, dit is niet. Dit was lankal daar in die ou tyd, wat voor ons gewees het. Profesie het die manier om in 3 te loop. Dit was, dit is, en dit kom weer. Belangrikste ding is net om die tydlyn reg te kry. En van tevore ook al die gedagte gedeel. Ons begin in Samuel 1. En die vorige keer het ek dit gebruik om te bewys dat Jesus God is. Maar vandag net ter staving van hierdie sleutel van die profesie. Ons lees 1 Samuel 8 vanaf vers 4. Toe kom al die oustes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig, soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle sê, gee ons 'n koning om ons te rig, en Samuel het tot die Here gebid. En die Here sê vir Samuel, luister na die volk in alles wat hulle vir jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. Dan gaan kyk ons na Johannes 19, vers 14 en 15. En dit was die voorbereiding vir die Pasga, en omtrent 12 uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skree, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Ons sien dat in die Ou Testament het die Israeliete God verwerp, het die Here verwerp om koning oor hulle te wees. Hier sien ons hoe gebeur dit weer. Die koning van die konings staan voor Pilatus. Hy sê vir die Jode, hier is julle koning. Hulle sê nee, ons soek hom nie as koning nie, ons soek 'n ander koning oor ons. Ons het 'n koning oor ons, die keiser. So tussen hakies, die keiser hierso verteenwoordig die antichrist, né? Openbaring 19 vers 16. En hy het op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Dis Johannes se getuienis van Christus Jesus op die wit perd wat kom. Nou ons het 'n keuse. Ons kan nou, terwyl die genade tou daar is, ons knieë buig voor die koning van konings, Jesus die Christus van Nasaret, om nooi om in ons harte te kom woon en vrede te sluit met die Godheid, of ons kan sê, soos die mense in Psalm 2 sê. Waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Die hele wêreld gaan Christus Jesus verwerp as koning. Hier staan dit. Ons gaan die bande breek, ons gaan die toue afwerp, ons gaan goddeloos en boos lewe, ons gaan 'n koning oor onsself aanstel, die antichrist.
gaan oor ons heers. Ons gaan doen, ons gaan die merk vat, ons gaan hom aanbid, ons gaan verwonderd agter hom aanloop. Maar hulle ken nie die lewende God nie. Want die woord getuig wat vooruitgesien het, Paulus sê ook die woord wat vooruitgesien het dat die heidene gaan uit geloof uit geregverdig word. Die woord wat vooruitsien het klaar gespreek en gesê, halleluja, prys die Here. Elke knie sal kom buig en elke tong sal kom bely. Selfs die grootste haters en vyande van die Here Jesus Christus sal kruipend en bewend smekend nader kom op daardie dag en erken dat die Here Jesus is die koning van die konings en die Here van die Here. En hy is koning oor almal. Is hy vanaand jou koning? Is hy vanaand die koning met wie ek en jy klaar vrede gesluit het, in wie se wil ons wandel, wie se gebooie ons volg, wie ons gehoorsaam is, of verkies ons die antichrist? Ons kan sommer so vinnig net sê, as daar iets in jou lewe vanaand is wat voor Christus is, dan is dit eintlik jou koning. Daardie versteekte sonde, daardie onbeheerste tong, daardie jaloesie, daardie opvleendheid, wat dit ook al mag wees, lê voor 'n TV, lê voor 'n rekenaar, wat dit ook al mag wees, is jou koning. Bekeer tot die Here Jesus Christus, terwyl daar nog tyd is, terwyl daar nog genade is. Gaan mense wees wat dink dat hulle God uit die prentjie uit kan skuif en hulle eie saligheid kan bewerk. Die Here lag vir hulle. Want dit is wat vers 4 verklaar. Hy wat in die hemel woon, sal lag. Die Here sal met hulle spot. Moenie dat die Here vir ons lag nie, en moenie dat die Here vir my en vir jou bespot nie. Kom na Christus Jesus, kom neem die genade aan. Begin om 'n lewe van heiligmaking, goddelikheid, reg en geregtigheid, goeie oordeel te lewe, tot eer en verheerliking van die koning van konings, Jesus die Christus, in alles wat ons sê en ons doen. Alles sê en voorspoed. Mooi loop, heerlike aand, lekker koud en bloem, koop is warm waar jy is, mag die Here se genade met jou wees. In Jesus naam, amen.